Goed, vir vandag se ontleding het jy vir ons bronnemateriaal gegee wat, ek moet sê, nogal ongewoon is. Ja, dis 'n bietjie anders as gewoonlik. Ons kenner in biomeganika is nie 'n fisioterapeut of 'n sportwetenskaplike nie, dis 'n perd. Haha, ja, 'n perd. Ja, regtig. Ons het 'n eksklusiewe onderhoud met Gandoer, 'n voormalige resieperd wat nou spesialiseer in dressuur en propriosepsie. Klink my hy weet van waarvan hy praat. So ons missie hier is om dieper te delf en te verstaan wat op aarde 'n perd ons kan leer oor ons eie liggame, veral oor beleining van die voete tot by die heupe. Dit gaan oor wat hy noem die onsigbare dans van beweging. En dis dalk die perfekte beginpunt. Die oomblik as jy daardie onderhoud lees, is die sentrale tema, wel, dis onmiskenbaar. Beleining is nie net vir elite atlete nie. Glad nie. Dis die absolute fondament vir enige een wat volhoubaar en, jy weet, sonder pyn wil beweeg. Hy gebruik 'n metafoor wat my dadelik bygebly het. Die musiekinstrument, né? Presies, hy sê beleining is soos om 'n musiekinstrument te stem. As dit reg is, resoneer alles. Elke beweging, elke oordruk van krag van die grond af deur jou bene tot diep in jou rug, alles werk in harmonie. En as dit uit is, Dan is alles net geraas. En daai geraas is dikwels pyn. ek is mal oor daai beeld. So waar begin 'n mens stem? Ek neem aan by die beginpunt, die fondament. By die basis, ja. Kandor praat baie daaroor, vir hom die hoef, vir ons die voet. Hy sê 'n swak geskoeide hoef en 'n mens se ingevalle voetboog is basies dieselfde probleem. Dit begin dieselfde kettingreaksie. Ja, en dan gebruik hy hierdie term, die plantare driepoot. Dis 'n nuwe een vir my. Ek dink altyd aan my voet as een plat oppervlak. Wat bedoel hy daarmee? Dis 'n briljante vraag, want dis presies waar ons as mense, jy weet, die klits kwytraak. Reg? Vanuit sy perspektief as perd, rus sy hele gewig op 3 strategiese punte in sy hoef, die toon voor en die 2 hakke agter. Soos 'n kamera driepoot. Presies. Dis sy driepoot. En hy verduidelik dat as sy hoefsmid sy hoef net 'n millimeter verkeerd vuil, sodat een van daai punte meer druk dra. Dan begin alles meegee. Alles. Die hoef sluit skeef, die gewrigte in sy enkel en knie draai effens en hoor op moet sy bekken en rug daai klein wanbalans konstant probeer regstel. En dit klink presies soos wat met ons gebeur. Ek dink nou aan my ou takkies, hoe hulle altyd aan die buitekant afgesluit is. Dis jou liggaam wat vir jou 'n storie vertel. Ek het nooit so daaraan gedink nie. Gaan deurtrek daai parallel direk na jou toe. Daai oormatige druk op die buiterand van jou voet is nie net 'n kwessie van skoensluitasie nie. Dit kan 'n klein, byna onmerkbare rotasie in jou skeenbeen, die tibia, veroorsaak. En dit is die begin van die probleem. Dit is die begin. Daardie rotasie, hoe gering ook al, beteken jou kniegewrig en jou heupgewrig is nie meer perfek op mekaar gestapel nie. Die hele kinetiese ketting is gekompromiteer. Soos hy sê, die oorsaak van baie mense se knie- en heuppyn lê nie waar die pyn is nie. Nee, dit begin by daai ongestemde noot in die voet. Dis fascinant. So as die voete die anker is, die begin van die stemproses, wat is die volgende groot skakel? Ek neem aan ons beweeg nou op na die heupe. Die enginekamer, die kern, wat hy die sentrum noem. Ja, en hy is nogal snaaks daaroor. Hy erken gereedelik dat perde se heupe nie naastenby so beweeglik as ons sinne is nie. Hy sê geen perd gaan binnekort die spagaat doen nie. Haha, nee, beslis nie. Maar dit bly die enginekamer vir alle aandrywing. En hier bring hy die wysheid van sy menslike afrigter Caroline in. Sy is duidelik 'n Pilates-aanhanger. Sy praat van stabiele mobiliteit. Wat beteken dit presies? Die idee is dat ware krag nie uit brute geweld kom nie, maar uit 'n ongelooflik stabiele kern waaruit die ledemate vrylik kan beweeg. So dis 'n kombinasie. Ja, rotsvaste stabiliteit in die middel en vloeibare beweging aan die buitekant. Gandoor haal haar aan en sê, 'n ruiter wat nie in lyn is nie, is 'n perd wat ongeorganiseer is. Die ruiter gooi sy hele enginekamer uit rad. Presies. Dit laat my dink, ons hoor altyd instrukteurs sê, aktiveer jou kern of plaas jou bekken. Maar wat beteken dit regtig? Dis soeke abstrakte konsepte.
Wel, dis waar sy insig so ongelooflik waardevol is. Hy sê, vir 'n perd is die plasing van die bekken nie 'n doelbewuste verstandelike aksie nie. Hy kan nie daaroor dink nie. Dis instinktief. Dis 'n diep instinktiewe spierreaksie op die soeke na balans. Hy breek dit af. Om sy bekken te plaas, moet hy sy diep buikspiere aktiveer. Nie die six-pack spiere nie, maar die wat soos 'n korset om sy middel sit. So dit keer dat sy rug holrig trek. Ja, en dan moet hy sy ribbekas effens sluit of afbring, sodat daar 'n direkte lyn van sy skouers na sy heupe is. Dis 'n ongelooflike fyn balans. Hierdie beginsel vir jou is presies dieselfde. Sonder daardie diep interne ondersteuning is enige poging tot beleining net oppervlakkig. Dis soos om 'n huis se mure eguit te probeer druk terwyl die fondasie skeef is. Hierdie idee van voel eerder as dink is vir my die kern van alles. Dit bring ons by, wel, wat vir my die mees interessante deel van die onderhoud was. Propriosepsie. Die kuns om jou liggaam te voel. Ja, Kandoor is baie eerlik hieroor. Hy sê na sy reisiesloopbaan was sy liggaamskaart heeltemal deurmekaar. Jare se hardloop in een rigting het hom geleer om met sy voorkant te trek. En met sy rug te kompenseer. Hy het basies vergeet hoe om sy agterbene en kern behoorlik te gebruik. En sy Afrikers moes hom basies wel van vooraf leer hoe om sy eie liggaam te bewoon. Dit is waar die oefeninge wat hy beskryf so insiggewend is. Hulle klink miskien simplisties, maar die doel is diepgaande. Die eerste een is agteruitstap of rekulêr. Dit klink maklik, né? Maar hy sê, om dit perfek in 'n reguit lyn te doen, vereis dit absolute perfekte beleining van die bekke en agterbene. As hy 1 mm uit is, wyk hy van die lyn af. Dis onmiddellike, eerlike terugvoer van sy liggaam af. Geen plek om weg te steek nie. En die ander een was oorgange stap, stop, stap. Wat is die logika daar? Die logika is koneksie. Wanneer jy beweeg en dan skielik moet stop, moet jou hele kinetiese ketting van jou voete deur jou kern tot by jou kop saamwerk. Om die momentum te absorbeer. Ja. As 'n swak skakel is, as jou kern nie aan is nie, sal jy balans verloor of met 'n ander deel van jou liggaam kompenseer. Dit dwing die liggaam om as een geïntegreerde eenheid te werk. En die derde een, dit klink bekend, werk op onstabiele oppervlaktes. Basies die perdewêreld se ekwivalent van daai wiebelkussings wat jy by die fisio kry. So daai goed is nie net 'n foefie nie. Glad nie. Gandoor sê dit, maak die hele ledemaat van die basis tot by die heup wakker. Hoe so? Dink daaraan so, daardie onstabiliteit dwing die duisende klein senuwee eindpunte in sy hoef en been om konstant klein aanpassings te maak. Dis soos om die volume van die kommunikasie tussen sy voete en sy brein op te draai. So hy herteken sy eie liggaamskaart? Presies. Hy sê na maande se werk, as hy nou sy linkervoet in die modder sit, weet hy presies teen watter hoek dit is, hoe diep dit is en watter spiere hy moet gebruik. En dan maak hy so skerp waarneming oor ons mense. Hy sê ons is geneig om beweging te mentaliseer. Ons oordink dit. Ja, ons wil prentjies sien, ons het instruksies nodig, ons wil 'n oefening reg doen. Maar hy sê die beginsel bly dieselfde. As jy nie jou steunpunte, daai plantare griepoot, kan voel nie, gaan jy kompenseer. En kompensasie, sê hy, is die aardsvyand van beleining. Dis waar hy daardie diep stukkie pilates wysheid aanhaal. Hou op om die oefening te doen en begin om in die oefening te wees. Dis 'n fundamentele verskywing. Dit gaan nie oor hoe dit lyk nie. Nee, dit gaan oor die innerlike sensasie. Luister jy na jou liggaam of forceer jy dit net in 'n vorm in? Dit bring ons by 'n direkte vraag aan jou wat luister. Hoe bewus is jy op hierdie presiese oomblik van jou eie steunpunte? Voel jy daar 3 punte onder jou voete? Of is jou gewig iewers anders? Sjoe. En as ons dit ignoreer, as ons aanhou om met 'n ongesteemde instrument te speel, wat is die werklike, pynlike gevolge? Dit bring ons by die patologie. En hierdie deel van die onderhoud behoort eintlik verpligte leerstof te wees vir enige iemand met kroniese pyne. Hy lys 'n paar algemene probleme by perde. Ja. Eerstens, beserings aan die onderbeensenings, die suspensor dubulae. Dit gebeur weens onreëlmatige druk van 'n ongebalanseerde hoef. Een deel word konstant oorlaai. En tweedens, Rugprobleme, kroniese rugprobleme. Wat dit direk koppel aan 'n ongebalanseerde, gekantelde bekken wat die ruggraat uit lyn trek. en die derde een? Veral by die dressuurperde.
oorwerkte adduktorspiere, die binnebeenspiere. Die perd probeer kompenseer vir swak heupstabiliteit. Dit is nogal tegnies, maar ek het so gevoel jy gaan nou vir my sê dit is presies wat in ons liggame ook gebeur. Dis 'n perfekte spieelbeeld. En hier is waar die parallel vir my skokkend duidelik word. Vertel my. Daai kroniese pyn aan die buitekant van jou heup, jou dokter noem dit dalk tendinitis van die gluteus medius of die TFL-spier. Wat sou gaan Doer sê? Hy sou sê, kyk na jou perd se oewe. In jou geval, kyk na jou voete. En die knalende pyn in my Achillesseuning. Dit mag voel soos 'n lokale probleem, maar dis dikwels die eindresultaat van 'n bekken wat effens vorentoe gekantel is, wat die hele agterste ketting van spiere onder spanning plaas. Die pyn is die rook, nie die vuur nie. Presies. Die pyn is byna nooit die bron van die probleem nie. Dis die laaste skakel in 'n lang ketting van kompensasies wat dalk by 'n eenvoudige gewoonte in jou voete begin het. Dis 'n ongelooflike kragtige insig. Dit verander heeltemal hoe ek oor alledaagse pyne en kwale dink. En dit alles bou op na Gander se finale gedagtes. Maar hy alles saamvat. Hy sê belyning is nie 'n rigiede, statiese postuur wat jy vashou nie. Dis, en ek haal hom direk aan, 'n dinamiese, onsigbare dans tussen jou steunpunte, jou gewrigte en jou asemhaling. Dis 'n proses van luister en aanpas. Ja, en dan sluit hy af met hierdie ongelooflike woorde. Belyning is die vryheid van beweging en vryheid is die waardigheid van lewe. Dis 'n merkwaardige stelling, is dit nie? Dit is. Dit verhef belyning van 'n blote meganiese konsep tot iets veel dieper, 'n voorhuiste vir 'n vol, vry en vreugdevolle fisiese bestaan. Om pynvry te kan beweeg is 'n vorm van vryheid. En dit bring ons by die laaste provoserende gedagte vir jou wat direk uit sy heel laaste sin kom. Hy sê, waar jou voete is, begin jou reis. So, die vraag vir jou wat luister, Die vraag wat ons vir jou wil los om oor te dink, is die volgende. As jou belyning die fondament van jou reis is, watter storie vertel jou voete en jou postuur op hierdie presiese oomblik oor waarheen jy op pad is? watter soort beweging of dalk gebrek daaraan ondersteun hulle?